Reeds boekie nommer 19, en vandag vertel Tannie Rona Peens vir julle van Salomo. Tannie Rona, baie dankie vir hierdie lekker manier waarop jy ook met ons maatjies deel uit die Here se woord. En dis natuurlik die manier hoe dat ons leer dat die woord van God 'n swaard in ons hande is. En hierdie klein Bybeltjie leer ons hoe om die swaard te gebruik deur al ons lewensavonture. Frans kom by die voordeur ingestap en val op die bank neer. Ag, mamma, mag ek asseblief 'n glas met koeldrank kry? My bene gaan my nie nog tot by die yskas dra nie. Mamma Karin kom met 'n glas yskoue vrugtesap aan. Hoe was julle rugbywedstryd? Frans sug. Ag, ons het gelyk op gespeel. Almal was so lam en tam van die hitte. Ek wens ons kon liewer vroeg in die oggend rugby speel en later skool gaan. Frans is 12 jaar oud en in graad 6. Hoeveel 3 het jy gedruk, boetie Frans? Wil Koenie, Frans se broertjie van 6 jaar weet. Net 1, antwoord Frans. En amper nog 1, maar toe blaas die skeieregter sy fluitjie, want dit was 'n vorentoe aangee. Ek sal die skeieregter se been afskop, hoor, kom het kwaai van Koenie. Nee, Koenie, 'n mens kop nie na mense en diere nie, vermaan mamma haar seentjie. Maar ek hou niks van skeieregters nie. Hulle blaas hulle fluitjie net wanneer almal lekker rugby speel en nou het hierdie een keer dat Boetie 'n 3 kan druk, protesteer Koenie. Mamma Karin en Frans lag lekker. Dan verduidelik Frans. Daar moet 'n skeieregter wees, anders is dit nie 'n wedstryd nie. Almal sal net maak wat hulle wil. Frans is reg, help mamma verder. Die hele lewe is maar so. As jy nog klein is, het jy 'n pappa en 'n mamma wat jou moet leer wat reg en verkeerd is. In die skool is die onderwysers en die hoof. Wanneer jy gaan werk, is daar altyd iemand bo jou, soos wat meneer De Bruin my werkgewer is, tensy jy jou eie besigheid begin. Wat is 'n werkgewer? Wil Koenie verbaas weet. Frans rek met sy arms bokant sy kop. 'n Werkgewer is 'n baas. Ek wil 'n werk hê waar ek baie geld kan kry. Geld is nie alles nie, my kind. 'n Mens moet 'n werk hê waarvan jy hou ook, verduidelik mamma Karin. Ek weet, ek sal 'n roomys besigheid begin, dan het ek nie 'n baas nie en ek hou daarvan. Koenie dans in die ronde. Ek kan dan al die roomys self opeet. En waar gaan jy dan geld kry? Wil Frans weet. Koenie trek sy skouertjies op. Ek weet nie, mamma sal vir my gee. Sy werk mos in die oggende by meneer De Bruin. Frans skud sy kop. Jy moet die roomys verkoop om geld te kry, nie dit opeet nie. Koenie se gesiggie trek om te huil. Mamma, Boetie dink, hy is die baas van my roomys besigheid. Ek kan my eie roomys opeet want ek is die baas. Ai, tog. 'n Ma het ook Salomo se wysheid nodig om seuns soos julle twee groot te kry. Mamma Karin klink skoon moedeloos. Koenie vee oor sy oogies. Wie is Salomo? Sy gaan sit op die rusbank. Dit is 'n koning uit die Bybelse tyd wat 'n baie goeie keuse in die oë van die Here gemaak het en toe al die goeie dinge in die lewe bygekry het. Mamma, val Koenie haar in die rede. Ek het 'n mooi klein Bybeltjie in die motor gekry. Ek gaan haal dit gou. Hy hardloop uit en kom dan terug met die Bybeltjie. Mamma Karin vat dit by hom. Dis pragtig. Wie se is dit? Koenie skud sy kop. Ek weet nie. Dit het op die motor se sitplek gelê, langs meneer De Bruin se papiere wat mamma werk toe moes vat. Mamma vat dit en blaai daarin. Kyk, hier is dit in 1 Konings 4 vers 29. En God het aan Salomo wysheid gegee en 'n baie groot verstand en 'n ruimte van insig. Dit is om iets baie goed te verstaan, soos die sand wat aan die seestrand lê. Koenie se oogies rek groot. Mamma, maar daar's mos vreeslik baie sand by die see. Was Salomo dan so baie slim? Mamma knik met haar kop. Ja, my kind. Hier lees ons dit in vers 31. Hy was wyser as al die mense, sodat hy beroemd was onder al die nasies. Salomo het die boek Spreuke in die Bybel geskryf. Daarin kan ons lees van hoe wys en slim hy was. Mamma, kyk, Frans slaap sonder dat hy gebad het en hy het gesweet toe hy rugby gespeel het, klik Koenie. Ag, Issie, ek rus net 'n bietjie met my oë, dan sal ek gaan bad, kom met kwaai van Frans.
Mamma, hoekom was Salomo so slim? Het hy al sy groente opgeëet? Vra Koenie met 'n diep plooi tussen sy oë. Salomo was wys genoeg om te weet dat groente goed is vir hom, maar sy wysheid het hy van die Here gevra. Kom mamma lees vir julle uit 2 Kronieke 7 tot 12. God het aan Salomo verskyn en aan hom gesê: "Begeer wat ek jou moet gee." En Salomo het tot God gespreek: "U het aan my vader Dawid 'n groot guns bewys en my in sy plek koning gemaak. Gee my nou wysheid en kennis dat ek oor hierdie groot volk van u regeer." Toe sê God aan Salomo: "Omdat dit in jou hart gewees het en jy nie rykdom, skatte en eer begeer het nie, maar wysheid en kennis, daarom word die wysheid en die kennis aan jou gegee. Ek sal jou ook rykdom en skatte en eer gee, soos die konings wat voor jou gewees het nie gehad het nie, en soos na jou nie sal wees nie." Eina, Eina! Frans spring regop van die stoel af. Ek het 'n kramp in my kuit, help my! Mamma sit die Bybeltjie langs haar neer en gaan kniel langs Frans. "Trap met jou voet op die grond, my kind." Ek kan nie, dit pyn vreeslik. Frans vou dubbel van die pyn. Mamma vat sy voet en druk dit op die grond vas. "Trap hard op jou voet, dis al wat help." Frans trap hard op die grond en raak rustiger na 'n paar minute. Dis regtig beter, dankie mamma. Mamma staan op en sit haar arm om sy skouers. "Pappa sê mos altyd jy moet gaan bad solank jou spiere nog warm is. Nou het dit koud geword." Mamma, Boetie, kyk, Kirikat het alweer Lelani se kat se kleintjie vir haar gaan haal. Koenie is so opgewonde dat hy nie kan stil staan nie. "Ai, sies tog my arme Kirikat." Mamma buk by Kirikat en streel oor haar kop. "Dis omdat haar baba katjie dood is. Ek het gister die veearts gebel. Hy sê ons moet die katjie 'n rukkie by haar los en dan maar weer terugvat na Lelani se kat toe." Mamma, is daar nie ook so 'n storie van Salomo met 2 vrouens wat met 1 babatjie by hom aangekom het nie? Wil Frans weet. Die storie is in ons kinderbybel. Mamma blaai rond in die klein Bybeltjie. "Jy onthou goed, hier is dit in 1 Konings 3 vers 16. Die eerste vrou se babatjie is ook dood, en toe vat sy die ander vrou se babatjie en sit die babatjie wat dood is by die vrou. Hulle twee is toe na Salomo toe om vir hom te vra wie se babatjie dit nou eintlik is. Salomo het toe al reeds die wysheid van God ontvang en hy het baie slim opgetree. Hy het toe opdrag gegee dat hulle vir hom 'n swaard moet bring. Hy was glad nie van plan om die babatjie seer te maak nie, maar hy wou net sien wie die regte mamma is. In vers 25 lees ons: "En die koning sê, sny die lewendige kind in 2 stukke en gee die helfte aan die een en die ander helfte aan die ander." Maar die vrou wie se kind die lewendige was, het met die koning gespreek, want haar binneste was ontroerd oor haar seun. Sy het gesê: "Ag my heer, gee haar die lewendige kind en maak hom tog nie seer nie," terwyl die ander een nie omgegee het nie. Die koning het geweet dat die regte mamma nooit haar kindjie sal laat seer kry nie, en het opdrag gegee dat sy haar kindjie mag kry. "Maar Kirikat maak ook nie die babatjie seer nie. Sy bring hom net na ons huis toe. Kyk hoe lek sy hom." Frans wys met sy vinger na Kirikat en die babakatjie wat so tevrede by haar lê. "Ai, ons sal moet om verskoning gaan vra by Lelani hulle omdat Kirikat so stout is. Kom ons gaan pak 'n bord met koekies en dan vat ons dit vir hulle." Mamma staan op, sit die Bybeltjie op die tafel neer en haal 'n bord uit die kas. Koenie vat die Bybeltjie in sy handjies. "Mamma, kom ons gaan wys vir Lelani waar staan dit van die 2 mammas met die 1 babatjie, dan sal sy mos nie kwaad wees vir Kirikat nie." Mamma lag. "Ja my kind, jy het ook 'n plan vir alles." Mamma Karin, Frans en Koenie stap na die bure se huis toe en lui die voordeurklokkie. Lelani se mamma, Tannie Monica, maak die deur oop. Sy kyk verbaas na die katjie en lag. Het Kirikat alweer haar katjie kom haal? Lelani loer ook om die deur. Mamma gee die katjie vir die tannie en Frans die bord met koekies. Ons is jammer dat Kirikat so stout is, tannie." "Kom julle binne, dan gooi ek vir ons koeldrank in." Sy gee die baba katjie vir Lelani wat op die vloer gaan sit.
Die volgende oomblik kom Kirikat by die deur ingehardloop en gaan sit langs Lelani. Kirikat, ag nee, waar kom jy nou vandaan? Mamma gaan tel haar op en hou haar vas. Tannie Monica kom met die koeldrank in en lag toe sy vir Kirikat sien. Hoekom kan ons nie hierdie een maar vir Kirikat gee nie? Sy wil die katjie baie graag hê en Sina soek glad nie haar as Kirikat haar kom haal het nie. Sy is tevrede met die ander 2 katjies. Ag, dit klink na 'n goeie plan. Dankie Monica, ek sal 'n oogie hou om te sien of die baba katjie genoeg melk kry. Lelani sit die katjie op die mat neer om haar koeldrank te vat, toe Kirikat van mamma se skoot afspring, die baba katjie saggies in haar bek vat en by die deur uithardloop. Almal lag vir haar. Koenie onthou van die Bybeltjie en hou dit na Lelani toe. Jy moet dat jou mamma vir jou lees van Salomo, wat die babietjie in die helfte wou sny, omdat hulle beklei het. Ek sal dit weer by jou kom haal. Lelani vat die Bybeltjie by Koenie. Dankie Koenie, ek wil dit graag hoor. Fluit, fluit, ons storieetjie is uit. Maatjies, vat jou eie Bybeltjie na pappa of mamma toe en vra dat hulle vir jou 1 Konings 4 vers 29 tot 34 moet lees. Kom ons vou ons handjies, dan bid ons saam. Dankie Jesus dat u woord ons leer wat die regte keuse is. Amen.